Shabbat Shalom, wees geseënd vanmôre in die wonderbare naam van ons Meester Yeshua. Dis 'n absolute voorreg om vandag met jou te kan gesels. Baie dankie dat jy ingeskakel is by hierdie uitsending van Rian Abri Ministries hier vanaf die gronde van Mikdash Benoni. Baie dankie vir jou deelname, dankie vir jou betrokkenheid en dat jy deel is van hierdie bediening. En ons waardeer elke like, elke comment. En asseblief as jy nog nie gesubscribe is op ons YouTube kanaal nie, klik die button om te subscribe en dan sal jy al die notifikasies kry. En asseblief volg ons op ons sosiale media, op ons Facebook page en ook op ons WhatsApp groepe. So as jy nog nie deel is van die WhatsApp groepe nie, asseblief gaan na ons website. Ons website rianabriministries.co.za en jy sal sien daar is 5 verskillende WhatsApp groepe. Kies een, dan word jy deel van ons WhatsApp groepe, dan kry jy al die inligting en ook al die audio boodskappe wat ons op 'n weeklikse basis doen. So baie dankie daarvoor. Ons eer Abba Vader ook vir julle getrouheid. Dankie vir elke finansiële bydrae wat julle insaai in die koninkryk van God. En dit maak dit vir ons moontlik om hierdie uitsendings uit te stuur na die uithoeke van Suid-Afrika. So baie dankie daarvoor. Right, ek wil kom by die woord en ek wil met jou gesels oor 'n baie belangrike woord wat in ons lewe moet manifesteer. En hier's in die boek van Psalm hoofstuk 1 is daar 'n woordjie wat uitstaan en hierdie woord is welgeluksalig. Welgeluksalig. So ek wil dit vandag hanteer en ek wil Psalm hoofstuk 1, net die eerste 3 verse wil ek vandag met jou hanteer. So ons wil baie graag almal geseënd wees. Almal van ons. Daar waar jy vandag is, jy wil graag die seën van Jahwe op jou lewe hê. Is dit nie so nie? Natuurlik. Jy wil die seën van Jahwe hê. Maar ons moet nou natuurlik iets doen om Vader se seën te ontvang. Ons wil baie graag met sy goedheid, sy guns en sy barmhartigheid gevul word en oordek word. En ons wil onder die favor of God, die guns van Jahwe, wil ons graag funksioneer. Maar ons moet gaan kyk wat sê die woord, wat moet ek doen? Hoe moet ek funksioneer om wel geseënd te wees en wel die goedheid en die guns van Jahwe ons Elohim te ervaar? So ek wil hê, maak jou Bybel oop, ons gaan na Psalm hoofstuk 1 en ons gaan 'n paar verse daar saam lees. Psalm hoofstuk 1 vers 1. Die woord begin om te sê, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Dis 'n pragtige vers. Dis 'n pragtige vers en hy begin die vers om te sê welgeluksalig. So hier's 3 gedeeltes in hierdie woord. Welgeluksalig. So dit sal wel wees met jou. Jy sal gelukkig wees en die saligheid van Jahwe sal oor jou lewe wees. Maar kom ons gaan kyk wat beteken hierdie woord welgeluksalig. So die Engelse vertaling vertaal hom as blessed. Maar ek hou van die Afrikaans, want die Afrikaans is vir my baie meer beskrywend wat sê welgeluksalig. Welgeluksalig. So om welgeluksalig, die woord welgeluksalig, die volle betekenis daarvan is om gevul te wees met die totale tevredenheid van Jahwe self deur deelname en betrokkenheid aan sy goddelike vreugde en deurligtigheid. Right, so kom ek verduidelik gou iets. Hy sê hierso, om gevul te wees met die totale tevredenheid van Jahwe self. Met ander woorde, nie ek is tevrede met Jahwe nie. Nee, want Jahwe is getrou. Hy's altyd getrou. Ek sal altyd tevrede wees met hom. Maar Jahwe se tevredenheid met my. So om gevul te wees met die totale tevredenheid van Jahwe self, waar hy vir my tevrede is. Want jy sien, die blydskap van Jahwe is my beskutting. So sy blydskap oor my, sy tevredenheid oor my, dit is my betrokkenheid, dit is my behoud. So dis wat die woord welgeluksalig beteken. So die woord is die man, ek lees weer vir jou, Psalm 1 vers 1, welgeluksalig is die man. So wat beteken die woordjie is die man? Waarna verwys dit? Dit verwys na 'n spesifieke persoon
met 2 basiese vereistes wat lei tot geestelike vrugbaarheid en groei. Praat van 'n spesifieke persoon. Hy praat nie nou van almal nie. Hy praat hier van 'n spesifieke persoon en hierdie persoon het 2 basiese vereistes wat lei tot geestelike vrugbaarheid en groei. So wat is hierdie 2 vereistes? Die eerste een is 'n afsondering van alle sonde en hou geen gemeenskap met goddelose raad en advies nie. Dis vereiste nommer 1. Vereiste nommer 2 is hierdie persoon is gevul en verlustig homself daagliks met die woord. Hy's gevul met die woord, verlustig homself daagliks met die woord. So dis die 2 vereistes. Die 2 vereistes. En daardie 2 vereistes lei jou natuurlik na geestelike vrugbaarheid en daar vind groei in jou lewe plaas. So in vers 1, wat ek nou vir jou gelees het, in vers 1 vind ons 3 stelle van 3. Daar's 3 stelle van 3. Eerste stel is daar 3 aspekte, tweede stel 3 aspekte, derde stel 3 aspekte. So daar's 3 stelle van 3. En ek gaan dit gou met jou hanteer. Nommer 1, die 3 posisies van die goddelose. Dan kry jy die 3 areas van gemeenskap met die goddelose en dan kry jy die 3 areas van boosheid. So daar kan jy sien, 3 stelle van 3. So ek gaan dit weer vir jou gee. Nommer 1, die 3 posisies van die goddelose. Dan die 3 areas van gemeenskap met die goddelose en dan die 3 areas van boosheid. So kom ons hanteer die eerste ene en dit is die 3 posisies van die goddelose. Alright, so die woord begin in Psalm 1 vers 1. Hy sê welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, wat nie staan in die weg van die sondaars, so en wat nie sit in die kring van die spotters. So hy gee 'n groot beskrywing in terme van die aspekte wat nie in ons lewe moet wees nie. So wat beteken hierdie dinge? So die 3 posisies van die goddelose. Hy praat van wandel in die raad. Wandel in die raad. So om leiding of direksie te ontvang in jou geestelike lewe van die wat goddeloos is of wat metodes gebruik wat wêrelds is. Ek kan dit nie toelaat nie. Ek kan nie wandel in die raad van so 'n persoon nie. So wandel in die raad beteken om leiding en direksie te ontvang in jou geestelike lewe van die wat goddeloos is of wat die metodes gebruik wat wêrelds is. En dit maak my baie hartseer dat daar op die platforms regoor die wêreld soveel mense is wat die woord verkondig, maar daai persoon is goddeloos in sy lewe. Daai persoon is besig om mense te lei na die verderf toe. En hulle gebruik goddelose metodes, hulle gebruik wêreldse metodes en daardie leiding en daardie raad kom uit 'n posisie van 'n verkeerde wêreldse gesindheid. So daarom kan ek nie toelaat dat ek deur enige iemand beïnvloed word wat nie hou 100% volgens die woord van Skepper lewende God nie. So dis die 3 posisies van die goddelose, dis nommer 1. So die tweede een is staan op die weg. Staan op die weg. Wat beteken dit? So dis mense wat nie 'n standpunt inneem nie, maar gee goedkeuring vir sondige leefstyl en beginsels. En daai persoon wandel nie die nou pad nie, maar die breë pad. So, daarom moet ek 'n standpunt inneem in terme van Vader se woord. Daarom moet jy 'n standpunt inneem. Jy kan ook nie goedkeuring gee vir enige sondige leefstyl. Kan nie goedkeuring gee nie. Daarom is daar dinge gebeur onder mense se lewens wat in die gemeente is of wat ook al. Ek kry 'n oproep, ek kry boodskappe en mense praat met my. As daar 'n sondige leefstyl is, moet ek dit hanteer. Ek kan nie die goedkeuring gee nie. Ek moet vir jou sê wat jy moet hoor en nie wat jy wil hoor nie.
Maar ongelukkig is daar soveel platforms wat gevul word deur mense wat 'n boodskap lewer wat die gehoor streel en almal sit in hulle sondige leefstyl en hulle sondige natuur en dis oukei en die pastoor of die dominee of die leraar of wie ook al gee die goedkeuring daarvoor en dis verkeerd. Dis verkeerd. En ongelukkig, ons dink na die 3 posisies van die goddelose en ons dink nee, dis daar buite in die wêreld, maar goddeloosheid kruip in onder die liggaam van Yeshua ook. So, ek kan nie wandel in die raad nie, ek kan ook nie staan op die weg nie, en derdens, ek kan nie sit in die kring van die spotters nie. So, sit beteken, ek is onbeweeglik, ek is onaktief, ek is passief, en ek verhard my hart, en ek is ongewillig om te verander. Dis wat dit beteken om te sit. So jy maak jouself gemaklik. Om te sit in die kring van die spotters beteken, jy's gemaklik, jy's onbeweeglik. Dit wat hulle doen, dit wat hulle sê, dit waarmee hulle besig is oukei, want dit beweeg jou nie om daar uit te kom nie, want jy's ongewillig om te verander. Dis wat dit beteken. Wat dit beteken. Dan die tweede stel van 3, daar's 3 areas van gemeenskap met die goddelose. Ek het nou met jou hanteer, die 3 posisies van die goddelose, en dan die tweede stel is die 3 areas van gemeenskap met die goddelose. So Vader wil nie hê dat ons enigstens moet gemeenskap hê met die onvrugbare werke van duisternis nie. Hy wil nie hê ons moet gemeenskap hê met die goddelose nie. Hy sê dit tog in sy woord in 2 Korintiërs hoofstuk 6 vanaf vers 14. Hy sê, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. So ons kan nie gemeenskap hou met die goddelose en dink Vader moet oukei wees daarmee. Alright, so wat beskryf hierdie aspekte, die 3 areas van gemeenskap met goddelose? Alright, so, ons kan nie wandel in die raad. So nou praat hy van raad. Wat beteken raad? Raad beteken, jy maak jou lewe oop vir die leiding van goddelose mense in die wysheid en die beginsels van die wêreld. En ons sien op baie aspekte word daar wêreldse dinge ingebring in 'n geloofsaspek. Daar word wêreldse dinge ingebring in 'n geloofsaspek en ouens, ons kan nie daarmee betrokke raak nie, want dit is 'n New Age sienswyse. 'n New Age sienswyse. So ek kan nie my lewe oopmaak vir die leiding van goddelose mense en in die wysheid en die beginsels van die wêreld nie. So daarom kan ek nie na enige iemand luister nie. Kan nie na enige iemand luister nie. As daai persoon nie hou volgens wat in die woord staan nie, dan moet ek versigtig wees wat daai persoon sê. En dan die volgende area van gemeenskap met die goddelose is die weg. Die weg. So, met ander woorde, ek wandel op dieselfde pad as die wat doelbewus sondige gewoontes sondes beoefen. Die wat doelbewus sonde in hulle lewe het. Die wat doelbewus gewoontes sondes in hulle lewe het. Ek wandel op dieselfde pad saam met daardie mense. En ouens, ek kan dit nie doen nie. Dis hoekom die woord sê, welgeluksalig is hy wat dit nie doen nie. Wat dit nie doen nie. Matteus 7 vers 13 tot 14 sê dit so mooi. Hy sê, gaan in deur die noupoort, want breed is die pad. En breed is die poort, wat lei na die verderf, en baie sal dit vind. Maar nou is die poort, en nou is die pad wat na die ewige lewe lei, en min sal dit vind. So dis hoekom ek moet seker maak, ek is op die regte pad. En dan die derde een, die derde area van gemeenskap met die goddelose is nou natuurlik die kring. Die kring. So wanneer ek in die kring is, dan beteken dit ek stem saam met die res van die spotters, ek stem saam met wat hulle praat, ek stem saam met hulle sienswyse, ek stem saam met alles, en ek gee myself oor aan hulle gesag, hulle autoriteit, en die heerskappy van die wêreld. So ek maak my oop daarvoor.
So daarom kan dit nie in my lewe wees nie. En nou die derde stel van 3, is die 3 areas van boosheid. 3 areas van boosheid. So, nou praat hy van goddelose. So ek is nog steeds by vers 1. Hy praat nou hier van goddelose. So wat is 'n goddelose persoon? Wat is 'n goddelose? Die woord beskryf die goddelose as rusteloos en konstant besig om te strewe na dinge wat hom nie kan bevredig nie en wat nie aan hom behoort nie. Dis 'n goddelose. Hier sê Jesaja 57 vers 20, maar die goddelose is soos 'n onstuimige see, want dit kan nie tot rus kom nie. En sy waters gooi slyk en modder op. Met ander woorde, alles wat vuil is, alles wat sleg is, alles wat afskuwelik is, dit kom te voorskyn in 'n goddelose mens se lewe. En daai persoon raak nie tot rus nie. Dis hoe 'n goddelose mens is. En dan die tweede aspek is dan natuurlik sondaar. Eerstens goddeloos, dan sondaar. So wat is 'n sondaar? 'n Sondaar is iemand wat wetteloos funksioneer. 'n Sondaar is iemand wat 'n aktiewe lewe van ongeregtigheid het. Hy praktiseer ongeregtigheid. Hy's 'n aktiewe praktiseerder van ongeregtigheid. Dis wat 'n sondaar is. Romeine 1 vers 28 sê die volgende, hy sê, en omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om Elohim in erkentenis te hou nie, het Elohim hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Met ander woorde, hulle het 'n aktiewe lewe gehad van sonde en ongeregtigheid. En omdat hy 'n aktiewe lewe het, gee Vader daai persoon oor aan sy hartstogte, sy begeertes om te doen wat hy wil doen. Dis wat die woord sê. En dan die derde aspek. Die derde aspek is die spotters. Die spotters. So wat is 'n spotter? Wat is 'n spotter? 'n Spotter is iemand wat 'n bespotting maak van die heilige dinge van Jahweh en die geestelike aspekte minag en Jahweh self ook minag. Dis wat 'n spotter is. Hy maak 'n bespotting van die woord, van die heilige dinge, hy maak 'n bespotting van die geestelike aspekte, hy minag dit en ook self Jahweh verag hy in sy lewe. Dis wat 'n spotter is. So daarom sê die woord, ons kan nie enigstens deel hê aan hierdie mense nie. Ons kan nie deel hê aan die aktiwiteite nie, ons kan nie deel hê aan hierdie dinge nie, want as ons deelname het daarin, gaan ons nie geseënd wees nie. Ons gaan nie welgeluksalig wees nie. Spreuke 19 vers 28 tot 29 sê, 'n deugniet wat getuienis gee, spot met die reg. En die mond van die goddelose verslind onreg. Vir die spotters staan strafgerigte klaar en slaaf vir die rug van die dwaase. So, mense wie ons kies om mee saam te loop, die mense wie ons kies om mee saam te loop, tyd te spandeer en ons self te vereenseldig, kan ons grootliks beïnvloed in ons aardse doel en in ons hemelse doel. So daarom moet ons versigtig wees wie ons toelaat in ons lewe. Nou sê die woord 1 Korintiërs 15 vers 33, moenie dwaal nie, want slegte gesprekke bederf goeie sedes. Ek hou van die Engelse vertaling. Die Engelse vertaling gee dit vir my so mooi. 1 Korintiërs 15 vers 33, die Engelse vertaling. Hy sê, stop being deceived. Stop being deceived. Wicked friends lead to evil ends. So ek moet versigtig wees vir die wat ek toelaat in my lewe. Die oomblik toe ek gered is, toe verloor ek my vriende. Die oomblik toe ek gered is, toe kom ek agter, hierdie ouens kan ek nie meer saamlewe. Ek kan nie meer saam met hierdie ouens funksioneer. En my vriende het geloop vanweë die verandering wat plaasgevind in my lewe. En ek het nie meer vriende, die ou vriende gehad nie. En Vader het vir my bygevoeg uit die koninkryk van Elohim. So, die woord sê, don't be deceived, wicked friends lead to evil ends. En daarom sal ek vir jou aan jou vriende kan wys waartoe jou lewe op pad is. Ek sal jou kan wys aan jou vriende wat in jou lewe aangaan.
Dis hoekom ouers, kyk na jou kind se vriende, kyk waarmee hulle besig is, en jy gaan sien waar jou kind gaan opeindig. Dis voor die hand liggend. So kies die mense met wie jy jou omring baie versigtig. Maak seker dit is mense met dieselfde hart vir Jahwe en 'n gesindheid teenoor sy woord. So, ek kan nie mense in my lewe hê wat anders te dink en anders te glo en anders te funksioneer in terme van die woord nie. Ek kan nie daai persoon in my lewe hê. Want daai persoon kan my dalk verkeerd beïnvloed. Jy sien, wat ek met mense op 'n positiewe manier beïnvloed uit sy woord uit om hulle te bring na die pad van die waarheid, sodat hulle in die waarheid kan wandel, maar as ek 'n klomp mense het in my lewe wat 'n inspraak lewer uit 'n verkeerde interpretasie van Vader se woord, gaan dit my heel waarskynlik op die verkeerde pad lei. So maak seker, kies die mense met wie jy jouself omring baie versigtig. Spreuke 13 vers 20 sê, gaan met die wyse om, dan word jy wys, maar hy wat met die dwaase verkeer, versleg. So, ek kan baie maklik beïnvloed word deur 'n klomp mense wat verkeerde interpretasie het van die woord. So daarom moet ek die regte mense in my lewe hê. En hy praat hier van, in Spreuke 13 vers 20, gaan met die wyse om. So van watter wysheid praat hy? Praat hy hier van wêreldse wysheid? Nee, hy praat hier van die wysheid volgens vers 2. Vers 2 van Psalm hoofstuk 1. Kom ek lees vir jou, Psalm hoofstuk 1 vers 2. Ek het vir jou vers 1 gelees, wat sê welgeluksalig is die man wat nie sit in die kring van die spotters nie. Wat nie hou, wat raad hou met die goddelose nie. So ek het dit vir jou gelees. Nou sê vers 2, die woord gaan verder, hy sê, maar sy behaag is in die wet van Jahwe en hy oordink dit dag en nag. Halleluja! So, as die woord sê, in Psalm 1 vers 1, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. So, dis die begin, hy sê, welgeluksalig is daai persoon. Nou sê hy in vers 2, dat hierdie persoon gaan die volgende, gaan in sy lewe moet funksioneer. Vers 2, maar sy behaag is in die wet van Jahwe, en hy oordink dit dag en nag. So om hierdie vers 2 beter te verstaan, kom ons gaan so 'n bietjie na Levitikus hoofstuk 11. Levitikus hoofstuk 11 vers 1 tot 8. Jy kan dit gaan lees by die huis, ek gaan met jou gesels daaroor, jy kan dit gaan lees by die huis, en jy weet heel waarskynlik waaroor dit gaan oor rein en onrein diere. Alright, so ek hanteer vir jou, Psalm 1 vers 2, maar sy behaag is in die wet van Jahwe, en hy oordink sy wet dag en nag. So kom ons gaan kyk, wat sê Levitikus hoofstuk 11? Levitikus hoofstuk 11 praat hy daar van 2 klasse diere. Hy noem dit 2 klasse diere. Daar is rein en daar is onrein diere. Net 2 klasse. Daar's nie 'n tussengang nie, dis either rein of dis onrein. Punt stop. So, wat maak 'n dier rein? Wat maak 'n dier rein? Volgens Levitikus 11 vers 1 tot 8. Wat maak 'n dier rein? Wat 'n dier rein maak is nommer 1, hy moet herkou. En nommer 2, hy moet 'n gesplitste klou hê. Dis wat hom rein maak. So daai 2 eienskappe moet by die dier wees om die dier rein te maak. 2 eienskappe. Nie 1 nie, 2 eienskappe. So jy kry diere wat herkou, maar hy het nie 'n gesplitste klou nie. So hy's onrein. Dan kry jy diere wat 'n gesplitste klou het, maar hy herkou nie. Aan 'n woorde, hy's dan ook onrein. So die 2 eienskappe moet saam funksioneer om 'n dier rein te maak. So, ons as gelowiges, luister nou baie mooi, ons as gelowiges, ons moet herkou. Ons moet herkou. Die woord moet oor en oor in ons lewe ingebring word en ons moet konstant daaroor mediteer. In ander woorde, ek moet die woord herkou. Dit moet heeltyd in my lewe
dit moet oor en oor in my lewe, mediteer, dat ek moet dit herkou. Dis wat moet plaasvind. Net soos wat die woord kom sê, hier in Psalm 1 vers 2, maar sy behaag is in die wet van Jahwe, en hy oordink sy wet dag en nag. So ek moet dit herkou. Ek moet sy woord herkou op 'n konstante wyse. En ek moet ook 'n gesplitste wandel hê. Wat beteken dit? Dit beteken, ons moet in afsondering en een kant van die wêreld wees. Ek moet 'n gesplitste klou hê. Ek moet 'n gesplitste wandel hê. Ek moet afsonderlik en een kant wees van hierdie wêreld en alles wat die wêreld vir my kom bied. So daai twee aspekte moet gesamentlik in my lewe wees, sodat ek rein kan wees. Nou sê die woord sê dit in die boek van Romeine, hoofstuk 12, hy sê ons moet ons liggame stel as 'n heilige, aanneemlike en 'n welgevalle offer aan Jahwe ons Elohim. So ek stel myself as 'n offer. So watse diere word geoffer? Die rein of die onrein diere? Die rein diere. Jy kan nie 'n onrein dier offer nie, want dis 'n gruwel vir Jahwe. Nou moet ons in ons lewe, ons moet rein wees. Ons moet rein wees. Ons moet herkou en ons moet 'n gesplitste wandel hê, met ander woorde afgesonder. So daai twee eienskappe moet in ons lewe wees sodat ons rein kan wees. Nou is daar mense wat nie herkou nie, maar hy het dalk 'n gesplitste wandel. Of daar's mense wat herkou, maar hy het nie 'n gesplitste wandel nie. Hy's nie afgesonder nie. Is daai persoon dan rein of is hy onrein? Die woord kom verklaar dit in die boek van Levitikus hoofstuk 11. Hy's onrein. So nou kom ek en ek stel myself as 'n offer teenoor die lewende God. Word my offer waar ek nie rein is nie, word dit aanvaar ja of nee? Nee. Dis hoekom die woord sê dat ek moet my liggaam stel as 'n heilige, aanneemlike en 'n welgevalle offer teenoor Jahwe ons Elohim. Met ander woorde, ek moet herkou. Die woord moet konstant in my lewe wees. Ek moet dit mediteer. Ek moet 'n afgesonderde wandel hê. En dan weet ek dat die oomblik wanneer ek myself op die altaar kom plaas en ek bring myself as 'n aanneemlike offer vir Jahwe ons Elohim, dan word dit aanvaar. Halleluja. Dan word dit aanvaar. Kyk wat sê die woord in Josua 1 vers 8. Hy sê, hierdie wetboek, wat sê wetboek? Die eerste 5 boeke van die Bybel. Alright, so jy kan hom eintlik vandag, kan jy hom nader bring, van Genesis tot by Openbaring. Hierdie wetboek, van Genesis tot by Openbaring, dit sluit in die eerste 5 boeke van die Bybel. Hierdie woord mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Hier kom dit presies, Levitikus hoofstuk 11. Levitikus hoofstuk 11. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond uitwyk nie. Met ander woorde, ek moet dit herkou, sodat jy nougeset kan handel. Met ander woorde, my handeling, my wandel hier op aarde moet afgesonder wees, en dit moet wees binne die raamwerk van God se woord, dat ek 'n gesplitste wandel. Nou gaan die woord verder, in vers 8. Hy sê, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees. Halleluja! Wanneer jy herkou, en wanneer jy 'n afgesonderde wandel het, sê die woord, dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Halleluja! Dis wat ek en jy soek in ons lewe. Ons wil voorspoedig wees. Ons wil met goeie gevolg handel in alles wat ons doen. Want ek het in die begin gesê, almal van ons wil graag geseënd wees en ons wil graag die guns en die goedheid van Jahwe op ons lewe hê. Daarom sê die woord, welgeluksalig is die man wat nie wandel volgens die goddelose, wat nie funksioneer saam met die sondaars nie, wat nie die dinge van die spotters in sy lewe het nie. Want as ons dit nie het nie, dan beteken dit, ek en jy gaan voorspoedig wees en ons sal met goeie gevolg handel. Nou wat beteken hierdie woord?
Ek lees dit weer vir jou. Lees dit weer vir jou. Psalm 1 vers 2. Psalm 1 vers 2. Hy sê die volgende. Hy sê, maar sy behaag is in die wet. Sy behaag. Wat beteken daardie woord behaag? Wat beteken dit? Behaag in die wet beteken om die woord van Jahwe eerste te plaas in jou lewe bo aller ander plesiere wat die wêreld ons bied. Dit moet vir jou 'n verlusting wees. Vir jou 'n verlusting wees. So voordat jy die telefoon optel, moet die woord in jou lewe wees. Wanneer jy in die môre opstaan, wat is die eerste ding wat jy doen? Baie mense gryp hulle telefoon. Wanneer jy in die môre opstaan, die heel eerste ding wat jy moet doen, is jy moet Jahwe eer, hom loof, hom prys. Nog voordat jou voete die grond tref, moet jy 'n lof en eer en aanbidding aan hom bring. Die tweede ding wat jy moet doen, voordat jy 'n koppie koffie maak, jy kan Bybel lees terwyl die ketel kook. Halleluja! Jy kan die Bybel lees terwyl jy die ketel kook, so dit moet 'n verlusting wees vir jou. Die Bybel, die woord van Jahwe, moet eerste geplaas word bo alle ander dinge, alle plesier van hierdie wêreld, moet die woord eerste geplaas word in jou lewe. Job kom sê dit in Job 23 vers 12, hy sê, aan die gebod van sy lippe, Jahwe se lippe, het ek nie afgewyk nie, die woorde van sy mond het ek bewaar meer as my eie wet. So, dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor my wil nie, dit gaan nie oor wat ek wil doen nie, dit gaan oor die woord van Jahwe ons Elohim. Jy sien, dan kom die resultaat in ons lewe. Dan kom die resultaat. Vers 3. Vers 3. En hy sal wees, wie is hy? Dis die persoon wat welgeluksalig is, dis die persoon wat behaag in die wet is, dis die persoon wat nie wandel volgens die raad en nie raad hou saam met die goddelose en sit in die kring van die spotters nie. Dis daai ou wat se behaag in die wet is, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by die waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Sjoe, halleluja. Met ander woorde, hier sê die woord, hy sal wees soos 'n boom wat geplant is. So ek en jy moet geplant word, ons moet gevestig word deur Jahwe. Ons moet gevestig word. En wanneer jy gevestig word deur Jahwe, gaan niks jou stop en niks gaan jou kan keer nie. Loof sy naam. Niks gaan jou kan stop nie. Hier sê die woord dit in Amos 9 vers 15, en ek sal hulle plant in hulle land, en hulle sal nie meer uitgeruk word uit hulle land, wat ek hulle gegee het nie, sê Jahwe jou Elohim. So wanneer Vader jou vestig, wanneer hy jou plant, sal niks dit kan keer nie, niks sal dit kan stop nie, en jy gaan nie uitgeruk word nie. Halleluja! Die oomblik wanneer jy gevestig is, hier sê die woord, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Die oomblik wanneer jy gevestig is, sal die voorsiening van Jahwe altyd daar wees. Daar sal strome van lewende water wees. Onthou een ding, Vader gaan jou nie iewers te plaas en iewers te vestig en jou net los nie. Hy gaan altyd vir jou die voorsiening gee daar waar jy jou plant. Daar waar hy jou vestig, sal daar altyd voorsiening wees. Halleluja! So die voorsiening van Jahwe sal nie opdroog nie, want daar gaan strome van lewende water wees, wat jou kom bevredig op alle aspekte van jou lewe. Psalm 145 vers 15 tot 16, die oë van almal wat wag op U, en U gee hulle spys op die regte tyd. U maak U hand oop en versadig alles wat lewe met welbehae. En ek verklaar vandag oor jou lewe, dat Jahwe se hand oopgemaak sal word oor jou lewe. Dat jy versadig sal wees met al die goeie dinge wat Vader kom uitstort in jou lewe. Dat sy oë op jou sal wees. En dat hy sal sien dit wat jy nodig het, en dat hy dit sal kom uitgooi oor jou lewe, met sy goedheid, sy guns en sy genade. Halleluja! Nou gaan die woord verder, en die woord sê,
wat sy vrugte gee op sy tyd. In ander woorde, daar sal geestelike groei wees, waarvan die blare nie verwelk nie. So die blare sal nie verwelk nie. Met ander woorde, jy sal geestelik groei, en jy sal nie geestelik uitdroog nie. Daar sal altyd 'n invloei wees van die gees van Jahwe in jou lewe. Jy sal groei, jy sal verander, jy sal 'n vernuwe denkwyse kry en jou blare sal nie verwelk nie. Met ander woorde, jy sal nie ophou groei nie. Nou kom Jeremia 17 vers 7 tot 8 en hierdie is pragtig. Hy sê, geseënd is die man. Met ander woorde, welgeluksalig is die man wat op Jahwe vertrou. Wie se vertroue Jahwe is, want hy sal wees soos 'n boom wat geplant is, wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hy hou nie op om vrugte te dra nie. Wow, is dit nie amazing nie? Is dit nie amazing nie? En die woord sê, Psalm 1 vers 3, die woord sê, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So jy sal voorspoedig wees in elke aspek van jou lewe. Jy sal voorspoedig wees, want welgeluksalig is die man. Welgeluksalig is die man. As jy op Jahwe kan vertrou, sal jy geseënd wees en jy sal voorspoedig wees in alles wat jy doen. Spreuke 10 vers 22 sê, die seën van Jahwe, dit maak ryk en moeitevolle arbeid voeg niks daarby nie. Wanneer ek en jy kan wandel in die weë van Skepper lewende God, halleluja, sal ek en jy voorspoedig wees. Maar dit vat nogal 'n prys, hoor. Dit vat nogal iets, want weet jy wat, die oomblik wanneer ek en jy begin wandel in die waarheid, dan is die helse magte teen jou, die demoniese magte kom teen jou, die mense staan teen jou op. Maar weet jy wat, jy sal voorspoedig wees. Weet jy hoekom? Want Vader is met jou. Hy sal jou seën, hy sal jou behoed, hy sal jou bewaar en beskerm. So is dit vandag jou hartsbegeerte om waarlik deur Jahwe ons Elohim geseën te word. Is dit jou hartsbegeerte? Is dit jou hartsbegeerte om voorspoedig te wees in al jou weë? Is dit jou hartsbegeerte? So wat moet ek dan doen om voorspoedig te wees? Wat moet ek doen? Ek moet Psalm 1 en 2 moet ek uitvoer in my lewe. Met ander woorde, ek moet dit prakties toepas in my lewe. Ek moet dit uitvoer. Want die oomblik wanneer ek die woord prakties kan toepas in my lewe, dan is ek besig om te doen dit wat die woord sê. Ek glo dit wat die woord sê, ek doen dit en dan ontvang ek soos wat in die woord geskrywe staan. So my hartsbegeerte vir jou is om absoluut geseën te word deur Jahwe ons Elohim, dat jy voorspoedig sal wees in alle aspekte van jou lewe. Dis my hartsbegeerte. Dis hoekom ek die woord vir jou bring. Maar nou is daar iets wat ek en jy moet doen. Ons iets wat ons moet doen. Ons moet ons lewe weer in lyn kry met die woord van Jahwe. Ons moet ons lewe weer in lyn kry. So indien jy dalk besig was met die raad van die goddelose, indien jy dalk besig was om te sit in die kring van die spotters, indien daar dalk hierdie aspekte in jou lewe was waar jy geluister het na ander mense wat goddeloos funksioneer, waar jy gemeenskap het met die sondaars, indien dit in jou lewe was, moet ons vandag die besluit maak om terug te keer na die woord van Jahwe en om te repent, te sê, Vader, vergewe my, ek is jammer. Ek is jammer. En aan die oomblik wanneer ons dit kan doen, en ons begin lewe binne die raamwerk van Vader se woord, sê sy woord, jy sal voorspoedig wees. Halleluja! Jy sal voorspoedig wees in al jou weë. Gaan jy maanskyn en rose hê? Nee, daar gaan moeilike aspekte wees. Die woord sê dit. Ek het dit vir jou gelees in Jeremia 17. Hy sê, en daai persoon gaan nie vrees as die hitte kom nie. In ander woorde, die hitte gaan kom. Die hitte gaan kom. Maar omdat jy doen wat die woord sê, gaan jy nie bekommerd wees oor die omstandighede nie.
Jy gaan nie bekommerd wees oor die droogte nie. Jy gaan nie bekommerd wees oor die negatiewe en die dinge wat gebeur in hierdie wêreld nie. Jy gaan nie daaroor bekommerd wees nie. Jy gaan nie besorg wees nie, want jy gaan aanhou vrug dra. Weet jy hoekom? Want jy sal voorspoedig wees in alles wat jy doen. Halleluja. So my hartsbegeerte vir jou is dat jy dit sal ervaar. En as jy vandag ook daai hartsbegeerte het, wil ek graag saam met jou bid. Halleluja, net daar waar jy is. Kom ons bid saam. Kom ons soek die aangesig van Jahwe, ons Elohim. Vader, ons wil U loof. Ons wil U prys. Ons wil U aanbid, want U is 'n waarmaker van U woord. U is so amazing. Vader, U kom gee vir ons beloftes uit U woord en U beloftes is ja en halleluja. Maar U verwag van ons om te funksioneer soos wat U woord vir ons kom gee. Vader, U kom sê dit in U woord. Sê dit in U woord, Vader, dat welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose nie. As ons dit gedoen het, Vader, ek bid dat U ons nou sal kom vergewe. Ons wil kom repent, dat ons so maklik saam met die goddelose funksioneer. Help ons en vergewe ons. En die woord sê, en nie staan op die weg van die sondaars nie. Vader, ons is jammer dat ons met die sondaars gemeenskap het. En Vader, die woord sê, en nie sit in die kring van die spotters nie. Vergewe ons, Vader, dat ons met bose dinge en met die spotters, met ongeregtigheid te make het. Vergewe ons en bring ons weer in die teenwoordigheid van Jahwe, ons Elohim. Ons wil repent, Vader, van ons verkeerde weë, sodat die seën van Jahwe grootliks in ons lewe uitgestort sal word. Vader, dat ons soos 'n boom sal wees, geplant by strome van lewende water. Ek bid vandag, Vader, vir voorsiening in mense se lewens, dat die voorsiening nie sal opdroog nie. Vader, ek bid vandag dat hulle gevestig sal wees deur Jahwe, ons Elohim. Vader, ek bid vandag dat hulle alles wat hulle hand vind om te doen, dat dit geseënd sal wees. En dat dit mense se hartsbegeerte sal wees om te wandel volgens U woord. Ek bid, Vader, dat ons weer 'n verlusting sal hê en 'n begeerte sal hê na U woord. Dat ons behaag sal wees na die wet van Jahwe en dat ons daarvolgens sal lewe en funksioneer. Ek bid vandag, Vader, vir U seën om uitgestort te word op mense se lewens. Ek bid vir die goedheid, die guns en die genade van Jahwe om elkeen van ons se deel te wees. En dis my gebed, dis my uitroepe vandag, in die wonderbare, die heilige, die soewereine naam van ons Meester Yeshua. En my gees roep uit, halleluja, halleluja, loof sy naam, halleluja. Man, dis so lekker om vandag net die woord met jou te kan deel. En dat jy vandag sal weet, welgeluksalig is jy, wanneer jy doen dit wat die woord vir jou sê om te doen. Nou ja, van my kant af, dis altyd 'n voorreg. Dankie dat jy ingeskakel was. Geniet jou Shabbat verder. Wees geseënd tot volgende keer. Shalom.